Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vanoggend hierso in die huis van die Here waar hy ons kom ontmoet in sy groot vrede. Mag elkeen van julle 'n baie spesiale ontmoeting hier vanoggend hê. Geliefdes, al ons afkondigings is in ons hartklop, maar net so 3 goedjies wat ek wil uitlig. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir almal wat Vrydag aand saam met ons kom braai het, al die families. Dit was 'n groot fees. Ons sal binnekort ook 'n paar fotootjies vir julle in die hartklop sit. Baie dankie vir julle meelewing. Dankie dat dit so lekker was en dat ons saam net tyd kom spandeer aan die einde van die kwartaal. Ons vra asseblief vir voorbereiding vir ons tweede vergadering wat ons hierdie week het. Met die pre-advieskommissie wat weer bymekaar kom. Vandag sluit die inskrywing vir die nuwe leraar. So as daar nog iemand is wie julle in gedagte het en julle weet hy of sy het nie hulle CV's vir ons deurgestuur, moedig hulle asseblief aan sodat ons ook hulle name by die res van die inskrywings kan sit. Ons is baie opgewonde en ons wag by die voete van die Here in hierdie proses. En ons vra asseblief dat julle steeds vir ons sal bid met dit. Ons is opgewonde oor die wynveiling en dit is besig om lekker momentum te kry. Ek weet nie om Piet wil iets sê of kan ek maar net sê, die kaartjies is beskikbaar. Julle is meer as welkom om die kaartjies te koop by Bia. Daar's Bia se kontakbesonderhede. Ons gaan dit ook net weer vir julle op ons kommunikasiegroepe uitstuur. Dis 'n verskriklike lekker aand. En as julle dan, soos wat Piet laas gesê het, miskien nog mense het wat deel kan vorm van die loetjies of 'n baie spesiale bottel wyn het wat julle voel julle wil skenk vir die gemeente, sal ons dit baie waardeer. Dit kan julle ook met Bia of met Piet bespreek. Dit hoef nie net wyn te wees nie. Enige ander loetjies sal ons met oop arms ontvang. Ons herinner julle net, dit gaan ten bate vir die aksies waarby ons gemeente betrokke is in ons naby en wyeer gemeenskap. Ons wil vandag ook baie dankie sê vir Edmore. Gemeente Edmore het die besluit gemaak om terug te gaan Zimbabwe toe. Hy was vir 12 jaar hierso. As u hom geken het, sou u weet, altyd 'n groot glimlag, altyd bereid om te help, altyd die ekstra myl gestap. En ons is hartseer om hom te laat gaan, maar ons bid ook vir seën toe vir sy reistog terug en vir hom en sy familie, veral in die tyd waarin ons onsself bevind, waar ons nou 'n bietjie meer gaan sê. Gemeente, ek wil u uitnooi om net u sitplek te voel, om te ontspan, om heeltemal teenwoordig te word, om rustig te raak en om te sit met die verwagting dat die Here vanoggend vir jou hier gaan kom ontmoet. Net om jouself reg te kry, kom ons al asem, kom ons dien die Here met ons dankoffers en kom ons raak net so lekker rustig daar waar ons sit. Ek nooi graag al ons rooi treinmaatjies na vore. Dis iets baie excitings wat ons vanoggend gaan doen. So asseblief maatjies, veral die van julle wat pappas het, kom sit gou hier voor by my.
Môre maatjies. Sê gou vir my, wie van julle weet wat 'n spesiale dag dit vandag is? Ja. Vadersdag. Dis exciting, nee. Ek hoop julle het vir julle pappas lekker koffie en beskuit in die bed gevat. Nee. Nie. OK. Maar miskien later kan julle dit doen. Maatjies, ons vier vandag ons pappas en ons vier ook ander pappas wat miskien 'n rol speel in ons lewens. Nie noodwendig pappas wat net hulle eie kinders het nie, maar ook ooms wat 'n groot rol miskien speel in jou lewe. Miskien jou pappa se boetie of jou mamma se boetie. Of iemand by die skool, 'n onderwyser, 'n meneer wat ook 'n spesiale rol speel in jou lewe, wat vir jou omgee, wat vir jou liefhet en wat vir jou 'n plekkie skep om jouself te wees en om te ontwikkel as 'n baie spesiale mensie. So wat ons gaan doen vandag is, ek gaan vra dat al die ooms, al die pappas en al die oupas hulle hande opsteek wanneer ons videoetjie gaan begin en dan gaan julle vir hulle 'n klein geskenkie uitdeel. OK, is dit reg? So, ons gaan nou 'n videoetjie begin speel en pappas en oupas en ooms en as jy nie jou eie biologiese kind het nie, nog steeds en jy's 'n man, steek jou hand op want ek weet jy speel 'n rol in een of ander kind se lewe. Steek asseblief julle hande op en dan gaan ons dit vir hulle uitdeel. Baie dankie, ons kan daardie nie jy nie, Sion. OK, kom kry so bo en dan gaan deel julle vir almal. Steek asseblief julle hande op, pappas, oupas. Kom vat en dan gee julle vir iemand wat hulle hande opsteek. Julle kan meer as een vat. Almal wat hulle hande opgesteek het, kan enetjie kry. As julle regtig wil, dan kan julle vir hulle op 2 gee. Ja, julle kan 2 ook gee. Hierso. Hierso is nog baie mense in die groot saal. Daar's ook mense daar agter. Daar in die middel julle, in die middel van die plekkies. Daar's nog een oom se hand op daar agter. Die hele paar. Sê asseblief julle hande hoog op as julle nog nie gekry het nie. Dankie. Julle kan weer hier voorkom sit. SP, sal jy vir oom Anton ook enetjie bring? Ek besef nou net, ek is ook 'n pappa. Vir my 'n vierhoutjie bring, asseblief. Dankie. OK, gaan ek 2 kry. Baie dankie julle. Julle kan maar weer gaan, kan ek nog, dankie. Dankie Sion. Ek gaan dit nou vir my uitstal.
Kom ons bid vir ons pappas. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons seën met pappas. Ons weet, enigiemand kan 'n biologiese pappa wees, maar dit vat iemand spesiaal om 'n pappa te wees wat daar is en wat omgee in verskillende maniere en wat vir ons platforms en veilige ruimte skep. En ons bid, Here, dat U ons pappa sal beskerm, dat U vir hulle sal sterk maak, dat U vir hulle kapasiteit sal gee om vir ons te voorsien, maar saam met dit ook om vir ons in liefde met hulle arms om te vou. En dankie dat U vir ons die groot voorbeeld daarvoor is. Ons vra dat U ons pappa sal seën. In Jesus naam. Amen. Dankie maatjies, julle kan nou julle klassies toe gaan. Gemeente, ek steek vir ons vanoggend die Christuskers aan en dan het ek so 'n bietjie van 'n ding wat ek net wil met julle deel op uitbreiding van dit wat Koenie Vrydag in die Vrydag oordenking geskryf het. En dan gaan ek vir ons 'n geleentheid skep om net oor hierdie dinge na te dink en saam te bid. Ons weet wat aangaan in ons land en gemeente, vanoggend kom ons met swaar harte na die Here toe. Die afgelope weke is ons land weer gekonfronteer met spanning, met vrees, woede en hierdie ongemaklike verdeeldheid rondom vreemdelinge en mense in ons midde, na wie ons, baie van ons, ewe skielik as anders kyk. Agter elke nuusberig, elke debat en elke mening staan mense. Mense met name, mense met families, mense wat droom, hoop, pappas is, wat saam met ons werk en in baie gevalle selfs saam met ons bid. Die Bybel herinner ons daaraan dat God se hart besonder klop vir die kwesbare, die vreemdeling, die weduwee en die weeskind. Die Here kyk nie eers na nasionaliteit, taal of dokumente nie. Hy sien mense wat na sy beeld geskape is. Dit beteken nie dat ingewikkelde vraagstukke rondom immigrasie, wetstoepassing en staatsbestuur dan nou eenvoudig raak nie. Daar is regmatige vrae oor wet en orde, grensbeheer, korrupsie, misdaad en verantwoordelike regering. Ons mag daaroor bid. Ons gemeente, ons moet daaroor bid. Maar as volgelinge van Jesus word ons ook geroep om te waak teen haat, geweld en verharding van die hart. Wanneer mense begin om ander mense as probleme eerder as persone te sien, het iets van God se bedoeling verlore gegaan. Vanoggend dink ons dan besonder aan Edmore en sy gesin. Ons dink aan soveel ander wat ook leef in onsekerheid en in vrees.
Ons bid vir hulle veiligheid. Ons bid vir beskerming. Ons bid vir die kwesbares. Ons bid vir wysheid vir ons land se leiers. Vir regverdigheid deur amptenare. Vir eerlike wettoepassing deur die polisie. Vir die herstel van orde en vir die uitwissing van korrupsie en omkopery. Bo dit alles bid ons dat die Here ons harte sal bewaar. Dat ons nie deur vrees beheer sal word nie, maar deur die liefde van Christus. Luister weer na die woorde wat Koenie ook oor geskryf het in Deuteronomium 10. Die Here het die vreemdeling lief. Daarom moet julle ook die vreemdeling lief hê. Kom ons word stil. Kom ons elkeen bid vir ons land, sy mense, en dat God se genade groter sal wees as die verdeeldheid. Kom ons bid saam. Here, ons sien dit wat rondom ons aangaan en dit breek ons harte. Hierdie is nie net nommers nie. Hierdie is mense met harte, met drome, met mense vir wie hulle omgee en mense wat oor hulle omgee. Here, ons bid vir dit wat met hulle gebeur, in hulle gemeenskappe, maar ook die besluite wat sommer net maklik oor hulle geneem word. Ons vra dat U so naby sal wees. Dat U styf sal vashou, dat U sal intree, dat U die pas sal aangee. En dat U vir hulle sal laat besef, selfs nou het ek nie van jou vergeet nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons vier die Here, want ons weet
hy hou by sy beloftes. Ons vier hom nie net in goeie tye nie, ons vier hom ook in moeilike omstandighede. Want ons weet hy kom nader. Ons weet hy hou vas. Ons weet hy is die een wat nie sy rug draai nie. En ek wil jou uitnooi om dit ook nou saam met my te doen. Ons gaan 4 liedere sing, ons gaan 2 staan en dan gaan ons sitplekke inneem vir ons ander 2. Kom ons staan vir al julle volke, klap julle hande. En kom ons sing. Sitplekke in.
Kom ons bid saam. Here, ons verheerlik U. Ons verheerlik U, want U is die koning van die konings, Lord over all. En vanoggend verheerlik ons U ook, want U is die een wat saam met ons in ons lewensboot is. U spring nie af of swem weg wanneer die storms erg word nie. En ons vra, Here, dat U ons sal help om ons oë op U wat by ons in die boot is gerig te hou, eerder as die storms. Wie sal ons nooit verlaat nie. Ons vra ook dat U die woord sal oopbreek vir ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend Markus 4, 35 tot 41, baie bekende teksgedeelte, maar ek wil vir u weer vanoggend uitdaag om te probeer vergeet dat u dit al ken. Dat ons so sponse sal raak, dat ons wat gebeur het voor ons sien afspeel, en laat ons onsself op 'n plek kan kry om dit toe te laat om ons harte te raak. Sien die disippels raak, sien Jesus raak, hou in gedagte wat gebeur, en dan kan ons saam 'n bietjie deur dit krap. Ons lees vanaf vers 35. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy, dis nou Jesus vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. 'n Ewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter in die boot op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê, nadat 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met diep onsag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Gemeente, dit is die woord van die Here, ons lees net tot sover. Jy sal weet, daar's sekere oomblikke in ons lewens waar alles wat op 'n tyd vasgevoel het, begin beweeg. 'n Telefoon lui met onverwagse nuus. Iets wat heeltemal die mat onder jou uitdruk. Die dokter vra vir verdere toetse by 'n afspraak wat jy maar net gedink het 'n routine check-up, 'n jaarlikse ding is. 'n Kind neem besluite wat jou nagte wakker hou. Jou huwelik begin kraak, die toekoms voel onseker, en skielik voel dit asof die golwe oor die rand van jou lewensboot begin slaan. Ons almal ken storms. Maar geliefdes, Markus 4, glo dit of nie, gaan uiteindelik nie eers oor die storms nie. Dit gaan eintlik oor die vraag wat die disippels aan die einde vra.
Markus 4 vers 41. Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dit is die vraag waarmee Markus ons vanoggend 'n bietjie wil laat worstel. Nie, hoe groot is die storm nie, maar wie is hierdie Jesus? Kom ons laat vir 'n oomblik toe om dit wat net so bietjie meer as 2000 jaar gelede gebeur het, voor ons afspeel. Die begin van hierdie boottrippie was heel eenvoudig. Ons lees, op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant toe. Ek weet nie van u nie, maar vir my voel dit amper al soos 'n inleiding tot die storie, tot dit wat gaan gebeur. Dit tref nie eintlik so hard nie. Die opwindende gedeelte is dit wat ons nou daarna gaan volg, nie waar nie? Maar julle, vir die disippels, was dit wat Jesus gesê het, alles behalwe inleiding. Dit was nie maar net 'n paar woorde van hulle rabbi af om hierdie stilte wat hulle miskien gehad het, te breek nie. Geliefdes, die disippels het presies geweet wat aan die ander kant van die see van Galilea vir hulle lê en wag. Die oorkant, dit was nie maar net nog 'n bestemming nie. Die oorkant van Tiberias was die gebied met die naam die Decapolis. Decapolis was 'n versameling van hoofsaaklik Romeinse en Griekse stede oos van die see van Galilea. Vir 'n Jood was dit 'n super vreemde plek. Heidense gebied, onrein gebied. Daar was massiewe varkboerderye, heidense tempels, groot Romeinse invloed. Daar was mense daar wat nie die God van Israel aanbid nie. Gedurende die Makabeërs tydperk en veral daar met die opstand, so tussen 167 en 160 voor Christus, was daar groot konflik tussen die Jode en sommige van die mense van die Hellenistiese stede. En dit was ons nou in Decapolis. So hierdie gebied het vir baie Jode herinner aan vreemde oorheersing, kulturele druk en godsdienstige kompromie. Dit is daarom nie toevallig dat Markus onmiddellik na dit wat ons nou gelees het in Markus 5 vertel van die besetene daar by Gerasa nie. Dit is waarheen hulle op pad was. Die man tussen die grafte, legioen demone, die varke, die heidene. Die disippels beweeg dis nie net geografies na die oorkant toe nie. Hulle beweeg emosioneel en geestelik na 'n plek waar hulle nie meer gemaklik is nie. 'n Plek wat hulle, as dit van hulle afgehang het, heel moontlik eerder sou wou vermy. Wat opvallend is dat die storm nie ontstaan het as gevolg van hulle ongehoorsaamheid of dalk hulle onverantwoordelikheid nie. Inteendeel. Hulle is die storm in juis omdat hulle gehoorsaam is. Dit wat Jesus gesê het, laat ons oorvaar. Dit is belangrik om te hoor. Ons dink soms dat as ons gehoorsaam is, dan sal God ons van die storm spaar. Julle, wat ons hier lees en wat ons maar aan baie ander plekke van die Bybel kry, is dat die teenoorgestelde in baie gevalle waar is.
Soms is dit juis gehoorsaamheid wat jou in die storm bring. Dink 'n bietjie aan die ander geloofshelde wat die soortgelyke oorgekom het. Abraham, Josef, Dawid, Paulus, die disippels. Die pad van gehoorsaamheid is nie noodwendig 'n pad van gemak nie. In ons teksgedeelte gebruik Markus sterk taal. Toe het daar 'n ewige storm opgekom. Die Griekse woord beskryf hier iets regtig waar gewelddadig. Maar dis nie juis iets niets nie. Die see van Galilea was bekend hiervoor. Net vir interessantheid, hierdie meer lê meer as 210 meter onder seevlak. Die enigste ding wat nog laer as dit is die Dooie See. Die omliggende berge en die valleie skep ideale toestande vir skielike storms. Selfs vandag gebeur dit nog daar. Maar tog moet ons terselfdertyd onthou, hierdie disippels was nie toeriste nie. Was nie vreemd vir hulle nie. Sommige van hulle, soos wat ons weet, was beroepsvissermanne. Mans wat groot geword het in hierdie omstandighede. Nou julle, as hulle bang raak, dan is dit nie maar net mense wat oorreageer het nie. Die situasie waarin hulle self bevind het, was werklik gevaarlik. En dan doen Jesus iets wat niemand verwag nie. Hy vang 'n nap. Hy was agter in die skei aan die slaap op die kussing. Dit is seker een van die mees menslike beskrywings van Jesus in al die evangelies. Hy was moeg. Fisies uitgeput. Na 'n lang dag van bediening besluit hy toe, soos wat ons maar as mense soms wil doen, hy gaan gou sy oë toemaak. En hy doen dit want hy weet mos, hierdie ouens wat saam met hom in die boot is, hulle ken hierdie storie van die see van Galilea. Hierdie is iets waarmee hulle gemaklik is, die viswaters. So Jesus kom wys hier sodat hy 100% mens is. Maar Markus plaas hierdie beeld teenoor die disippels. Rondom die boot is dit chaos. Binne die disippels, chaos. En reeds in daardie moment lees ons iets raak wat die disippels nog nie gesien het nie. En dit is wie die persoon is wat by hulle is. En die waarheid dat daar by Jesus rus is. Die volgende slide. Soos enige iemand sou doen as jy raadop is, as jy vreesbevange is en as alle praktiese goed wat jy al probeer het net nie werk nie, maak hulle hom toe wakker. Meester, gee U nie omdat ons vergaan nie? Dis 'n aangrypende vraag. Want vriende, uiteindelik gaan dit nie oor die storm nie. Dit gaan oor die disippels se interpretasie van Jesus. Hulle kyk na die stilte van Jesus en hulle maak 'n gevolgtrekking. Hy gee nie om nie. Is dit nie dikwels ook ons gevolgtrekking nie? Wanneer gebede onbeantwoord bly. Wanneer wagtye te lank raak, wanneer God stil lyk. Dan begin ons nie noodwendig twyfel in sy almag nie,
Ons begin twyfel in sy hart. Gee hy om? Sien hy dit raak wat aangaan? Weet hy ooit daarvan? Maar dan, volgende enetjie, net soos wat ons saam met hulle wil gaan sit langs Job, lees ons, hy het opgestaan en die wind bestraf. Nou hierdie woordjie, die woordjie bestraf, dit is dieselfde woord wat Markus op 'n ander plek gebruik wanneer Jesus die demone bestraf. Dis interessant hè waar hè? Dis veral ook interessant omdat die see dikwels in die Ou Testament verbind word met dinge soos chaos en magte wat eintlik teen die orde van God staan. Die see verteenwoordig die onbeheerbare, die bedreigende, die chaos. En Jesus kom en hy praat met die chaos soos 'n koning met sy onderdaan. Swyg. Wees stil. Letterlik, word stil, word gemeulband. En onmiddellik gehoorsaam die skepping. Vir 'n Joodse leser sou alarms begin afgaan. Want hulle sien iemand anders wat hierso die see beheer. Iets wat heeltemal hulle boksie sal skud. Want dink byvoorbeeld aan Psalm 107. Hy het die stormwind laat bedaar en die golwe van die see het stil geword. Psalm 89, U heers oor die onstuimigheid van die see. Job 38, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. In die Ou Testament is dit God alleen wat heers oor die see. Maar hier doen hierdie ou dit ook. Hierdie Jesus van Nasaret. Markus se punt is duidelik. Die God van Psalm 107 is nou by sy disippels in die boot. Maar tog is dit nie waar die verhaal eindig nie. Die storm is dalk stil, maar Jesus is nog nie klaar nie. Hy draai dan na sy disippels, kyk met wat ek myself kan voorstel, verleë oë na hulle en sê, waarom is julle bang? Het julle dan nog geen geloof nie? Ons hoor dit maklik as teregwysing. Maar as ons aandag gee aan Jesus se emosie, dan sal ietsie van 'n hartseer, 'n teleurstelling by hom. Nie omdat hulle bang was nie, maar omdat na alles wat hulle reeds gesien het, steeds nie verstaan wie hy is nie. Steeds nie verstaan wie saam met hulle in die boot is nie. Hulle het gesien melaatses word genees, verlamdes loop, demone vlug, siekes genees. En tog, by die eerste groot storm, tree hulle op asof hulle alleen is. Jy sien, die probleem was nie die grootte van die storm nie. Die probleem was die kleinheid van hulle siening van Jesus. Hulle geloof het uiteindelik nie gestruikel as gevolg van die wind nie. Hulle geloof het gestruikel omdat hulle nog steeds vir Jesus in 'n boksie geplaas het. Maar is dit nie dalk ook dikwels ons probleem nie? Ons storms word groot omdat ons Christus klein sien. Aan die einde lees ons, hulle is met groot
onsag gevul. Voorheen was hulle bang vir die storm. Nou is dit Jesus. Want nou besef hulle, ons is nie net in 'n boot tydens 'n storm nie. Ons is in 'n boot saam met die Skepper. Ja, ook selfs van die storm. En so vriende, laat hierdie storm ons uiteindelik ook dink aan 'n ander storm. 'n Groter storm. Die storm van God se oordeel oor sonde. By Golgotha het Jesus nie hierdie storm stil gemaak nie. Hy het homself oorgegee. Hy het die volle gewig en geweld daarvan op homself geneem. Waarom? Sodat almal wat aan hom behoort nooit deur God verlaat sal word nie. Die grootste storm was aan die kruis oorwin. Die disippels se boot het nie gesink nie. Nie omdat hulle geloof sterk was nie, maar omdat Jesus saam met hulle daarin was. Dis die wonder van die verhaal. Gemeente, ek wonder of ons nie soms te vinnig onsself met die disippels, veral met hierdie gebeurtenis, identifiseer nie. Ons lees miskien die verhaal en dink, ja, ek raak ook dikwels bang. Maar miskien moet ons hier dieper kyk. Want Jesus vra nie, waarom is die storm so groot nie? Hy vra, waarom is julle bang? En ja, dit is 'n ongemaklike vraag. Want dit ontbloot iets. Dit wys dat ons dikwels meer vertroue plaas in die stabiliteit van ons omstandighede as in die teenwoordigheid van Christus. Ons voel veilig wanneer die mediese uitslag goed lyk. Bankrekening gesond is, ons kinders reg leef, die huwelik sterk staan, werk seker is, die land stabiel voel. Maar wat gebeur wanneer daardie dinge begin beweeg? Dan ontdek ons waarop ons werklik vertrou. Die storm openbaar nie net die toestand van die see nie. Die storm openbaar ook hierso die toestand van die hart. En daarom is die grootste gevaar vir die kerk ook nie storms nie. Die grootste gevaar vir die kerk is om vir Jesus al so lank te ken, om oor hom te praat, om te sing, sy woord te lees, en tog steeds te leef, asof alles uiteindelik afhang van onsself. Ons leef in 'n tyd waar selfs gelowiges deur vrees beheer word. Vrees vir die toekoms. Vrees vir misdaad. Vrees vir wat eendag met ons kinders gaan gebeur. Vrees vir die kerk. Vrees vir die wêreld. Vrees vir môre. En soms praat ons meer oor ons vrese as oor ons verlosser. Meer oor die golwe as oor Christus. Meer oor die storm as oor die een wat in die boot is. Maar gemeente, die kerk van Jesus Christus was nog nooit die veiligste wanneer die see kalm is nie. Die kerk was die sterkste wanneer sy geweet het wie by haar is. Die vroeë kerk het vervolging oorleef. Die hervormes het vuur en gevangenis oorleef.
Sendelinge van ouds het oseane en kontinente deurkruis en oorgesteek. Nie omdat hulle geen storms gehad het nie, maar omdat hulle geweet het wie saam met hulle in die boot is. Miskien is dit waarom God storms toelaat. Nie omdat hy ons wil vernietig nie, dis nie in sy karakter nie. Maar juis omdat hy ons afgode wil ontmasker. Omdat hy die dinge waarop ons steun wil laat skud, totdat ons weer alleenlik op hom rus. Uiteindelik is die grootste tragedie nie die storm nie. Die grootste tragedie is om deur die lewe te gaan met 'n klein Jesus. 'n Jesus wat net 'n helper is. 'n Jesus wat net 'n toevoeging tot my lewe is. 'n Jesus wat nie daar is wanneer ek hom nodig het en wanneer die dinge skeefloop. Die disippels se grootste probleem was nie die wind nie. Dit was dat hulle steeds nie verstaan het wie by hulle was nie. En miskien is dit ook ons grootste probleem. Hierdie teks roep ons vanoggend nie eerstens tot groter moed nie. Nie geloof in onsself nie, nie geloof in die toekoms nie, nie geloof in kunsmatige intelligensie of gunstige omstandighede nie, maar dit roep ons tot geloof in die Seun van God. Die een wat die chaos aanspreek en dit gehoorsaam hom. Die een wat die see begrens. Die een wat die kruis gedra het, die een wat opgestaan het en die een wat vandag steeds regeer. So geliefde, wanneer jy hierdie week weer die wind hoor huil en die golwe teen jou boot hoor slaan, onthou, die vraag is nie hoe groot is die storm nie. Die vraag is, wie is hy tog? Want wanneer jy werklik weet wie hy is, dan verander dit nie noodwendig die storm nie, maar dit verander vir jou binne die storm. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom bid ons dat U ons sal help om te besef dat U by ons in ons lewensboot is. Dat U die skepper van die see en die storm wat dikwels daarmee saamgaan is. Dat U dit oorheers, dat U steeds vandag regeer, dat U ons beste toekoms in gedagte het, Here, dat U vir ons vra om net ons oë op U gerig te hou, om nie bang te wees nie. Here, ons is gelowig, maar waar ons kort kom in ons geloof, vra ons dat U vir ons sal help deur die Gees, ons sal inspireer, dat ons daarop kan antwoord wanneer U vir ons vra, maar is jy nog steeds klein gelowig? Na alles wat jy deur jou lewe ervaar het, na die vele kere wat jy kon terugkyk en sê, maar God was daar, dat dit vir ons sal help om nie klein gelowig te wees nie, maar in sekerheid aan U vas te hou, want ons weet U hou ons eerste vas. Ons is lief vir U en ons sal U aanhou aanbid, want U is so waardig. Ons bid in Jesus naam. Amen.
Gemeente, ons slotlied vir vanoggend is My Jesus. Kom ons staan en loof die Here saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here en mag jy onthou wie saam met jou in die boot is. Jesus Christus ons Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos, die nabyheid, die leiding van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar.